Goeiedag, dit is Opstanding Sondag, die dag waarop Christene wêreldwyd die liggaamlike opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk. En saam met die kerk van alle eeue kan ons ook die eeueoue lied sing vanoggend. Hoor jy die Paasfeesklokke, hul lui van vroegdag af. Hul jubel oor die wêreld, die Heer is uit die graf. Hy Christus, die oorwinnaar, is uit die donker uit, die Heer, die sleuteldraer, sal ook my graf ontsluit. Ons hoor die Paasfeesklokke, die Heer het opgestaan, hy het vir al ons sonde hom aan die kruis laat slaan. In hom is nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan ons voor verheerlik en ons kan op hom hoop. Kom ons lees dan saam uit Matteus 28 vanaf vers 1 oor die gebeure daardie eerste opstanding Sondag. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie Paasnaweek, waar tydens ons nie net die versoenende kruisdood van U Seun Jesus Christus kon herdenk nie, maar ook vandag saam met Christene wêreldwyd sy liggaamlike opstanding uit die dood kan vier. Ons Here het uit die graf opgestaan, hy het die dood en hel oorwin, vir ons oorwin. Dankie dat U elkeen wat U tot die geloof in hom geroep het, ook saam met hom tot die ewige lewe laat opstaan. Dankie dat U koninkryk ook in hierdie wêreld aangebreek het, in ons lewens aangebreek het, sodat ons nie 'n uitsiglose, hopelose lewe hoef te lei nie, maar nou reeds hier en nou saam met U 'n betekenisvolle, hoopvolle lewe mag lei
terwyl ons ook uitsien daarna om by die wederkoms van U Seun in sy volle heerlikheid te deel. Here, wek ons ook op hierdie dag op tot 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid en diens aan U. In Jesus naam bid ons dit. Amen.